Wat van 'n woestynstorie? Een wat begin net na 'n verskriklike storm. Hierdie woestyn was langs die see gewees, daar in Namibië. Daai land het koue seewater en die mooiste rooi sandwoestyn. Van daai sand noem ons brulsand, want as jy met hom afloop, gly die een laag sand op die ander ene, dan grog. Dit skuur so op mekaar. En raai wat? Na 'n verskriklike storm, het van die duine heen en weer geskuif. Die wind het hulle sommer gewaai. En deur die woestyndiere almal onder die sand uitklim en hulle oogies uitvee, staan daar 'n massiewe skip voor hulle. In die woestyn. En hulle dink, wat? Wat is hierdie? Hierdie ding sonder wiele. Hoe beweeg hy? Almal is te bang om te gaan kyk. Maar op die skip was daar beweging. Klein wit en swart diertjies het rondgewaggel daar bo op die boot. En hulle het gekyk. "Oh, die water is verskriklik vuil, kaptein. Kyk hoe bruin is dit." Lag van die woestynjakkeltjies en dink, "Hierdie is nie water nie. Hierdie is die woestyn." En die pikkewyn hoor hom nie en hy sê, "O, kaptein, daar hardloop 'n ding op die water. Wat doen hy?" En die kaptein loer oorboord en sê, "Manskappe, ons het 'n probleem. Hierdie is nie die see nie, maar die woestyn." En een sê, "Ek wil graag swem in die woestyn." En daai pikkewyn duik af in die skip af. Waap! Land hy met kop eerste binne in die sand, maar sy voetjie steek nog uit en hy skop rond. En hy mompel iets onder die sand en die jakkalsie gaan nader en pik hom uit en sê, "Hey, wat doen jy?" En daai pikkewyn sê vir my, "Ek het probeer swem." "Maar hoe kan ek swem? Kyk hoe staan ek op hierdie water, dit is die vreemdste water." "Nog steeds," sê die jakkalsie vir hom, "Hey, hierdie is die woestyn. As ek moet verduidelik wat dit is, hierdie is soos 'n see sonder water, net sand." Die sandsee." En van daai dag af verstaan al die pikkewyne dis die sandsee, maar pikkewyne eet sardyne, waar gaan hulle kos kry? Pikkewyne swem in die water, hier is nie water nie. En daar, tussen die oase palmbome, kom 'n ou grysbaard jakkalsie aangestap. En hy sê, "Julle pikkewyntjies het 'n probleempie. Julle het nie kos nie. Julle drink nie ons water nie. Julle kan nie swem nie, en hier word dit te warm vir julle. Hoe gaan julle afkoel? As julle nie in die volgende 3 dae by die see kom nie, is julle almal dood." Dit klink verskriklik rof, dink julle nie so nie? Waar moet die pikkewyntjies loop? Oral hulle is massiewe sandduine. Hulle probeer die sandduin klim, maar met hulle kort poetjies, hulle kort beentjies, kom hulle nie op nie. Hulle staan net daar, trap die sand rond, en dan val hulle om. Dit is te moeilik. En dan hardloop hulle, so gou as wat hulle kan, maar dis eintlik net hop, op hulle magies probeer met die sandduin opgelei, maar dink jy die mens kan dit doen? So die grysbaard jakkal sê, "Ons gaan nie toelaat dat julle doodgaan nie. Ons gaan julle en julle skip terugkry in die see. Binne 3 dae. Dink julle dis moontlik? Want die pikkewyn dink, "Hoe is dit moontlik? Wie gaan hierdie skip stoot tot daar? Kyk hoe klein is julle almal." En die grysbaard jakkal sê, "Ons is dalk nie verskriklik baie nie. Ons is dalk nie die grootste, sterkste diere nie, maar ons is slim. Dis hoe ons oorleef in die woestyn. Die woestyndiere weet wat 'n planne om te maak, om te oorleef, sonder baie water en kos." Ha! Dan gee ek 'n wyn. "Ek weet nog nooit so iets gesien nie, maar ek sien uit dat hoe julle probeer." Daardie ou grysbaard jakkalsie roep sy jakkalsvriende in, hulle gaan terug oase toe. Julle, en hulle vat 4 van daardie ou palmbome wat omgeval het. En met hulle gereedskap saag hulle die blare af en 'n stukkie by die wortels dat hy gelyk is, en al 4 van daai vat hulle terug na die skip toe. Met 4 stompe, 'n skip, oor 3 duine kry tot by die see. Hoe gaan julle dit regkry? En daardie baas, grysbaard, gaan al daar by die oase 8 groot, ronde klippe
En die jakkalsies rol dit nader. En hulle dink, wat? Klippe is swaar. Ons gaan dit nog minder kan stoot. Hoe gaan hierdie hele uitkom by die see? Hierdie is onmoontlik, ons kan opgee. Hou op probeer. Dink julle gaan ophou probeer? Nee. Hulle gaan glad nie ophou probeer nie. Daardie jakkal sê vir hulle, kyk na hierdie plan. Hy sit op elke klip 'n stukkie van 'n stokkie en onder op die stokkie nog 'n klein klippie vasgemaak. En hy laat hom balanseer met veertjies wat lyk amper soos 'n windpompie. Maar plat dat hy aan die ronde kan spin op elke klip en al wat hy vir die jakkalsie sê, hou net hierdie stokkie reg op en julle as die wind waai, spin in die ronde en raai wat gebeur as daardie klippie vinniger en vinniger spin? Hy boor affer en affer en affer. Reg deur die klip, elke klip kry 'n gat in. Hulle maak gat deur die boot, so onderkant, nie die heel onderste stuk hout, sit hulle hierdie hout aan vas. Daarmee 'n gat laat ek kan sink nie, die gat in, en hulle druk daai groot klippe in. Nou lyk dit soos wiele, en groot lang stompe. Waartoe gaan hulle ry? 'n Skip is nie daar om te ry nie, 'n skip is om oor die water te gly. En die een pikkewyn sê, gee net op, almal gee moed op, ons gaan nooit by die huis uitkom nie. Hierdie is die plek, die einde van ons lewe. En die grysbaard jakkal sê, span julle skip se seile. Wat? Span die seile? Raai wat? Die grysbaard jakkals loop en die maak seker. Daar waar hulle die stompe, hierdie groot palmboomtakke, hierdie bome, onder die skip in, want weet jy hoe hulle daar ingekry? Gate gegrou in die sand, en om daaronder ingesit, deurgedruk, en toe hulle die klippe deurgesit. 4 plekke dit gedoen. Vasgemaak. En toe daar die kaptein van die skip besluit, almal luister vir die grysbaard jakkals, dis ons enigste kans. En toe hulle daai seile, die tou trek, laat dit sak, kom die wind, en hy druk teen daardie seile. En raai wat gebeur? Die skip het weggevoer. Nee, toe nou nie. Daar staan hy doodstil in die sand. Hierdie wind is nie sterk genoeg nie. Klaar, al die pikkewyntjies. En die grysbaard jakkel sê, wees net gereed vir wanneer die wind kom. Ons skip is so groot. Waar gaan ons heen? Dis nog klippe en stokke vas aan ons boot. Maar die volgende oomblik, poef, kom 'n wind, die middagwind wat terug aan see toe. Julle, raai wat? Daai skip begin beweeg. Die pikkewyntjies is ek is nie op die skip nie, wag! Jakkalsies hardloop, gryp pikkewyntjies, gooi hulle op die skip op en die wind waai julle en die skip kry momentum. En hy druk op teen die sandduin. En die wind waai en die skip gaan bietjie hoër en hoër. En toe gaan hy vinniger en vinniger en daarom was dit die grootste duin nie. Maar toe hy aan die ander kant kom, vir 'n oomblik dink hulle die skip het dalk in die lug gevlieg. En die jakkalsies hardloop agterna en kyk, ja! En die pikkewyntjies skree, gaan so vas en die golf is groot. Maar dit is nie 'n groot golf nie. Dis die volgende sandduin. Rol daai klip af met daai stok en daai wiele af teen die duin dat hulle sommer 3 pikkewyntjies amper verloor. Hulle moet ingekatrol met toue vasbyt, skree, help my! En die skip gaan af met hierdie een duin. En daar's net een duin oor. En die wind hou op. En die skip lyk of hy gaan stil staan. En die jakkalsies staan bo-op. En die klein jakkalsies sê, grootbaard, daar sit hulle vas, hulle gaan nie by die see uitkom nie. En al wat die grysbaard sê is, hou net op. Julle, want agter hulle kom 'n stofstorm uit die woestyn uit. Soveel so dat hulle nie die horison kan sien nie, dit verdwyn. Jakkalsies spring in die sand en grou hulle self in, laat net hulle oogies uitsteek. Hulle oortjies staan so bak. En daai stofstorm kom oor hulle. En daai sandstofstorm gryp daai skip. En hy begin om rol oor die woestyn, op met die duin en toe aan die ander kant kom. Toe is hulle seker daarvan die skip het oor daai duin gevlieg. Pikkewyntjies hou aan toue vas. Hulle skree met 'n mond vol sand. Maar hulle is af. Op daai strand, krappies moet pas op by die pad uitkom. En toe hulle die water slat. Gebreek hulle hopelik. Nee, daar was nie gebreek nie. Dit was spesiaal so as hulle water tref. Kom die toue los waarmee hulle die palmboomtakke vasgemaak het met daai klippe. Julle van die jakkalsies gaan kyk vandag nog
na daardie palmboomstompe wat al weggespoel het, maar hulle kyk na die klippe met die gate in. Dit lyk soos groot donuts wat daar by die see lê. En daardie skip is uit oor daardie water met die pikkewyne wat skree en juig en sê: "Daarom het ons nie ophou probeer nie. Ons het aanhou probeer en aanhou hoop en ons het geluister vir die grysbaard, die slim een. En kyk waar is ons vandag. Op die see! Ha ha! Hoera, manne!" So gee ons op as dit moeilik raak. Nee, ons maak 'n span, ons maak 'n plan.